Nuusboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Saam boer ons vooruit. Hier sal jy boer. Hier sal jy boer. Die landbou is besig om teen 'n geweldige pas te verander. Daar is elke dag nuwe tegnologie om maar een voorbeeld te noem. Nog iets wat besig is om te verander, Corneille, is die weerpatrone. Hallo julle, en vandag gesels ek met die weer- en landboukenner Annika de Beer. Ek sien baie uit. Hallo ook aan julle daar by die huis. Welkom by Nuusboere. In hierdie episode van Nuusboere. Ons kop vandag se episode af met iets heel besonders. Truffels in Klerksdorp. Delavie truffelboerdery, waar Bianchetto truffels verbou word en geïnokuleerde bome met sorg gekweek en vervaardig word. Daarna besoek ons Suid-Afrika se grootste jaarlikse landbou-expo, Graan SA se Nampo Oesdag, wat vanaf 13 tot 16 Mei by Bothaville plaasgevind het. Meer as 70,000 besoekers woon die 4 dae lange expo jaarliks by. Hier is Corneille en Annika. Hallo julle en baie welkom by die aflewering van Nuusboere. Ons gas vandag is die bekende Annika de Beer. Annika, baie welkom. Hallo Corneille, dis 'n vreugde om hier te wees. Ek glo almal ken jou al vir goeie redes, maar sê my, mag ek jou maar 'n weerprofeet noem? Sjoe, ek weet nie oor 'n weerprofeet nie, want ek sê altyd vir mense, onthou dit is 'n weervoorspelling en nie 'n belofte nie, maar dat ek geplaas met die weer, dit is definitief so. Nee, ek het al so gesien. Annika, ja, vertel ons maar net so inleidend net 'n bietjie van jouself en wat jy doen. So ek het op 'n baie jong ouderdom besef ek hou baie van die weer en ek het regtig ek's geïnteresseerd in hoe werk die weer. So van 9 jaar oud af het ek besef maar eendag moet ek 'n werk doen wat te doen het met die weer. Ja. So ek het besluit later ek gaan 'n meteoroloog word. Ek was gelukkig genoeg om dit te kon bestudeer by die Universiteit van Pretoria. Ek het later ook daar my meestersgraad voltooi en ek vir die laaste 10 jaar werk ek nou al as 'n meteoroloog in Suid-Afrika en dit is vir my 'n groot vreugde en die laaste 5 jaar het ek dit nou ook kombineer met veral herlewingslandbou. Ek sien baie uit na ons gesprek, so kom ons kop af. Nuusboere het gaan kuier by 'n truffelonderneming in Klerksdorp van alle plekke. Geniet die bydra. Ons boer eintlik met pekanneute en ons het iemand gehad wat vir ons kom boor het vir boorgate vir water. En my vrou het daar aangekom en sy vra vir hom, jy het nie al op diamante afgekom hierso nie. En hy het ons toe gesê, hoor hierso maar, daar's ander diamante. En hy bedoel toe dit is die truffels. En so toe het ons nou begin eerste keer hoor van truffels en begin navorsing doen oor dit. En toe het ons in 2019, omdat ons Klerksdorp toe wou trek, vir ons seun om hier in die skool te wees, het ons hierso begin om truffels ook te verbou. En van daar af het ons die boontjies maar opgepas. Ons was gelukkig boomboere. So dit maak dit vir 'n ou makliker om met truffels te boer. Want jy boer eintlik maar met 'n boom. En as jy die boom oppas, dan kom die truffel van self. As 'n ou net, daar is maar baie wetenskap agter dit, maar mens moet hoofsaaklik maar kyk na die boom. Die gasheerbome daar is baie, ek dink daar is omtrent 5 verskillende genus spesies wat 'n ou kan plant. Ons het populiere, dit is Populus simonei het ons geplant en stone pines het ons ook geplant wat geïnokuleer is met die swam of met die truffel. Die truffels wat ons het is 'n wit Italiaanse truffel. By die restaurante is dit bekend as 'n Bianchetto truffel. En dan die wetenskaplike naam is Tuber bolchi. En so ons het gekonsentreer op die wit truffel en nie op die swart nie. Die swart is 'n meer algemene truffel. Jy noem hom ook natuurlik hy's eintlik 'n Franse truffel meer. En hy's 'n wintertruffel waar ons Bianchetto truffels is 'n laat winter, vroeë lente truffel. Die rede vir die wit truffel is eintlik hy's 'n bietjie goedkoper, maar sy opbrengs is heelwat beter.
En dan, dit is 'n truffel wat baie veld wen. En dit is nogal 'n truffel wat in veral Amerika baie gewild raak en besig is om baie vinnig in te haal op die swart truffel se gewildheid. En so verlede jaar het ons nou maar 'n hond aangeskaf, hierdie beagle. En ek het niks geweet van hoe om haar op te lei nie. Maar ons het truffelolie gebruik, wat eintlik al is waarvoor truffelolie goed is, omdat dit 'n sintetiese olie is en nie 'n ware truffel nie. So, maar ons kon toe daar nou opgelei kry met die truffelolie. En sy doen nou vir ons al die werk. Sy het verlede jaar al 'n bietjie hulle kon uitsniffel. En vanjaar is sy regtig sy weet hoe om truffels uit te sniffel. Sy kan nie sonder haar nie. Ja, sonder haar sal ons dit nie reg kry nie. Maar sy doen goed. Ja, die oesproses is nogal 'n uitdaging. Wat ons doen is oor 'n tydperk van 4 maande het ons eintlik die heeltyd wat ons met die hond deur die boord gaan. Ons begin al in die begin van die seisoen begin ons van die truffels in die hande kry, maar dan is die versoeking daar om hom daar te los totdat hy ryp is. So oor 'n tydperk van 2 na 3 maande los jy daai truffel totdat hy dan nou volledig ryp word, want dis baie kritiek dat jy hom presies op die regte tyd uithaal, want sy aroma neem toe en dit is waaroor alles gaan oor die aroma van die truffel. Die inokulasieproses is nogal 'n baie wetenskaplike proses wat ou moet volg. Ons het ook nou begin om ons eie boontjies te inokuleer, so dan weet 'n ou jou materiaal is goed en so die inokulasieproses is eintlik baie kritiek dat 'n ou weet hoe suksesvol dit was. Die truffels is baie lekker oor pasta, oor eiers, met aardappels en in botter op 'n broodjie. Daar's nie eintlik 'n spesifieke beskrywing hoe dit proe nie, maar dit het 'n knoffel aardse umami sê hulle smaak wat dit het. Die smaak is baie uniek. Daar is niks wat so proe soos 'n truffel nie. So dit is moeilik om die smaak te beskryf. Jy sal dit net moet proe. Wat ek sal voorstel vir mense wat wel met Biancettos wil begin boer, is dat hulle baie seker maak dat die bome wat hulle plant geïnokuleer is en dat dit geïnokuleer is met goeie genetika. Ander baie belangrike ding is 'n mens wag baie lank. So ek stel voor jy los nie jou werk en begin dadelik met dit nie. Ek sou sê jy moet net weet dit gaan 'n baie lang tyd vat voordat jy begin inkomste genereer. En ek oulike insetsel, daar's maar niks wat ons boere nie kan doen nie. Definitief, ek dink as 'n Suid-Afrikaner 'n geleentheid vir iets soek, dan is daar al reeds van ons wat besig is om dit te ontgin. Ja. En truffels ken jy, het jy dit al probeer? Ek het al 'n klein botteltjie truffle oil of truffelolie gekoop en dit gebruik vir kos maak en dit was heerlik geweest, maar dit is sover as wat my kennis met truffels strek. Ja, dit werk goed, kyk hoe mooi glimlag en die gesondheid jy. Ons gaan winkels toe, dan besoek ons Suid-Afrika se grootste landbou expo. Net hierna, ons besoek Graan SA se Nampo Oesdag by Botawil. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Welkom terug julle. Nou gaan kuier by Graan SA se Nampo Oesdag wat van 13 tot 16 Mei by Botawil plaasgevind het. Dit is 'n landbou-expo soos min en regtig iets waarop die organiseerders trots kan wees. JAC Motors, Nisboere se mede-titelboog was ook daar. Ons het gaan inloer. Welkom by Nampo, die klop van Suid-Afrika se landbouhart. Die is nie sommer 'n expo nie. Dis Graan SA se jaarlikse landboukragtoets, reg hier in die Vrystaat, net buite Botawil. Dis hier waar tegnologie,
kennis, mense en passie saamkom. Nampo bring die hele landbouwaardeketting bymekaar, van gevestigde produsente tot jong boere en belangstellendes van alle vlakke. Met meer as 920 uitstallers bied Nampo iets vir almal. Of jy op soek is na gevorderde masjinerie, slim besproeiingsstelsels, saad- en grondoplossings of nuwe markgeleenthede, jy sal dit hier vind. Maar Nampo gaan nie net oor kyk nie, dit gaan oor beleef. Praktiese demonstrasies op regte lande wys tegnologie in aksie. Jy kan die verskil sien, voel en vergelyk, alles op een plek. Vir besoekers wat belangstel in leefstyl, gesin en entrepreneurskap, is daar ook baie om te verken. Unieke plaasprodukte, kuns en handwerk, kos en drankies, leefstyluitstallings en inspirerende praatjies wat idees en insig bied. Nampo skep ook 'n platform waar vroue, jong mense en gemeenskappe 'n sterker rol kan speel. Hier is ruimte vir gesprekke oor volhoubaarheid, bemagtiging en besigheidsgroei in landbou en daarbuiten. Dit is 'n plek vir netwerking, vir leer, vir die bou van die toekoms. In 'n tyd waar voedselsekerheid, tegnologiese vooruitgang en samewerking belangriker as ooit is, staan Nampo as 'n nasionale spulpunt. Nampo is nie net 'n gebeurtenis nie, dis 'n ervaring. 'n Landbou-expo waar jy kan kyk, leer, groei en saamkweek aan 'n sterker Suid-Afrika. Anneke, ja, ek weet jy was ook daar, maar dit was weer eens iets besonders die Nampo-dag. Dit is elke jaar vir my so 'n groot belewenis en ek is so bly as ek kan gaan. So is definitief iets wat ek in my dagboek ook inskryf. Ja, as goed het my opgeval het, maar ek wil eers hoor wat het jou opgeval? So altyd is dit net hoe groot Nampo is. Ek meen, ek dink dit is eintlik 'n bietjie oorweldigend vir iemand wat die eerste keer gaan, maar oorweldigend op 'n goeie manier. Daar is soveel om te sien. Jy kan lewende hawe sien. Jy kan natuurlik elke implement onder die son sal jy daar kan sien. Daar's die uitstallers van John Deere en al die ander groot trekker handelsmerke wat mens daar kan sien en dan sien ek altyd goed wat ek nog nooit eers op 'n plaas raak gesien het. So dit is baie lekker, maar natuurlik ook baie kleiner goedjies wat mens daar kan sien. En wat ek veral ook van hou is die gesprekke wat daar is op Nampo. Ek dink dit is baie belangrik. Byvoorbeeld na 'n gesprek wat hulle daar doen, dink ek is absoluut kritiek belangrik vir die landboubedryf. So dit is wonderlike goed wat ook gebeur op Nampo. En natuurlik wat ek baie geniet is om te kyk hoe die skaapskeerders kom en vir ons 'n bietjie kom leer hoe dit werk. So daar is regtig ietsie van alles by Nampo. Ja, dit is my ook lekker geweest om van my vennote, ons verskaffers daar te sien soos Bayer en Kotewag. Ek wil nie eens almal daar so baie geweest en was ek ook gelukkig geweest om daar by JIC Motors se stalletjie in te gaan wat ons medeborgmusiese is en hulle was baie trots want hulle het sopas so endurance of 'n uithou retting gedoen. Hulle het in 24 uur so oor die 4000 km gery teen 'n gemiddelde spoed van hier rondom 170. So dit wil nogal gedoen wees. Ek wonder nogal as al daardie bestuurders vrouens was, hoeveel vinniger daardie rekord sou gewees het, maar kom ons gaan nie daarin nie. Weet jy hoe ek gedink jy gaan so ietsie sê nie, maar ja, kom ons los dit vir die kykers om te wonder dit uit te figure. Nou ja, ons gaan gewinkels toe sien as jy net hierna. Net hierna. Ons gesels met die landbou en weerguru Annika de Beer. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JIC Motors. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JIC Motors. Welkom terug julle. Anneke, ja, ek dink almal ken jou daarom as die weerdame en ek het jou nog nooit in my lewe nie sien glimlag net so te loop. Ek kan vir elke dag vertel. Ek dink dis ook 'n mooi getuienis, maar natuurlik ja, in ons lewe ook in 'n Laveld Agrochem se kant, alles wat ons doen gaan oor die weer, want dis of te veel reën of te min reën, is altyd 'n te, maar in jou wêreld en wat jy sien en tegnologie wat jy gebruik, vertel ons 'n bietjie oor hoe gebruik jy weer as 'n instrument om ook ons lewe makliker te maak. Ja, so ek dink ek wil dalk net begin deur te sê almal weet van die koneksie wat landbou met weer het. Landbou is so afhanklik van weer, maar wat interessant is dat landbou ook iets vir die weer kan beteken en ek dink minder mense weet daarvan. Ja. En dit is iets wat my die laaste tyd ook baie in herlewingslandbou laat fokus het en dit is deur jou grond as 'n tipe koolstofspons te kan gebruik. En dit was vir my 'n fantastiese iets om te leer toe ek besef maar koolstof wat in die atmosfeer vir ons 'n groot probleem is, as ons dit in die grond sit, dan beteken dit skielik lewe en dit help met daardie grond-ekostelsel en om jou grond se gesondheid te verbeter. En daardie
daardie gedagte het regtig by my pos gevat en ek het gedink wel ek wil asseblief betrokke raak ook by iets wat help met hierdie koolstofsekwestrasie en dit is hoekom ek nou ook fokus op herlewingslandbou. So definitief, daar is baie tegnologie in die weer wat ons gebruik om te help met weervoorspelling, maar ek dink daar's ook eenvoudige tegnologie wat ons in landbou kan toepas wat ook kan help aan die weerkant weer met klimaatsverandering. Ja, dis 'n mondvol ja, jou huidige baas moet nou mooi net kyk anders gesien afrokke wat nie. Ons het geweldig baie werk in apart van daarvan in bosindringingsbeheer en ons het die groot drome en planne om die koste te regverdig waar ons wil gaan van hout wat ons wil afkap na charcoal na baie jaar tot by die carbon credits wat ons eintlik wil terugeis om deur juist dit terug te sit in die grond. Maar ja, weer daar's soveel grappies oor die buurman wat hier kan vir die draad staan en by hom reën en nie reën nie, maar ek dink en wat jy nou gesien het en ek weet julle gebruik vreeslik goeie tegnologie, is dit iets wat jy dink AI en toerusting vir julle kan help om julle voorspellings meer akkuraat te maak of hoe sien jy die volgende paar jaar uitspeel? Baie beslis. So ek dink daar is 'n baie groot rol nog altyd vir tegnologie in weervoorspelling. Ons gebruik van die kragtigste rekenaars op aarde word gebruik vir weervoorspelling. Dit is nog altyd die geval en dit sal ook so bly en wat ons sien is dat ons amper elke dekade soveel beter word met die weervoorspellings. Maar natuurlik wat mense ook in gedagte moet hou is die weer is regtig kompleks en dis een van die goed wat my so opgewonde en lief maak vir die weer is die feit dat jy kan regtig 'n hoër hand sien in weervoorspelling of in weer net met hoe intrikaat die atmosfeer is en hoeveel goed reg moet loop byvoorbeeld net vir 'n donderstorm om te ontwikkel. So mense kan nou dink die tegnologie wat 'n hele atmosfeer moet vasvang en dit moet kan beskryf en ons doen dit met numeriese weervoorspelling. So dit is eintlik maar net as jy regtig daaroor wil dink 'n klomp sommetjies wat ons doen. En dit is dan waarop die weervoorspellings gebaseer is, maar vir so 'n komplekse atmosfeer kan jy dink die tegnologie wat jy moet gebruik is ongelooflik, maar dit word elke jaar beter en nou met AI wat ook 'n rol begin speel. Ek het juis net vroeër die week 'n berig gelees hoe hulle nou meer begin kyk hoe ons AI kan gebruik om ook met weervoorspellings te help. So ek dink die rol van 'n meteoroloog gaan anders lyk in die toekoms. Dit gaan want die modelle begin al hoe beter en beter word. So ek dink ons rol gaan meer wees hoe vertolk ons wat ons sien op die modelle aan Jan publiek en aan byvoorbeeld die landbousektor en wat het die landbousektor regtig nodig en waar kan ons kyk hoe ons al hierdie tegnologie en inligting wat tot ons beskikking is kan gebruik om juis mense te help met besluitneming en veral ook ek het 'n groot hart vir die boere om vir boere inligting daar te stel wat hulle kan help in hulle besluitneming juis ook in hierdie milieu van klimaatsverandering en goed wat seisoene wat begin anders lyk. Dit is regtig iets waarop ek wil fokus. Ja, maar goed soos see-temperature goed, is daar goed wat gegeewe is wat jy weet as jy sê is 'n La Nina jaar, kan 'n mens met redelike vrymoedigheid aanvaar sekerheid aanvaar dit gaan so wees. Dit is van die goed wat ons baie akkuraat deesdae kan voorspel is om te sê gaan dit 'n La Nina wees of gaan dit 'n El Niño wees. Ja. Maar wat mens moet onthou wat 'n tweede stappie van dit nog af is om dan te sê tydens hierdie El Niño, wat is die reënvalvoorspelling en wat is die temperatuurvoorspelling? En alhoewel ons meeste van die tyd sien dat tydens 'n El Niño jaar is dit gewoonlik by ons droër en warmer en tydens 'n La Nina nou die teenoorgestelde, dit is koeler en gewoonlik met meer reën, is dit nie altyd die geval nie. En ek dink dit is iets wat ons in gedagte moet hou. So byvoorbeeld die voorspellings vir seisoonaal of op 'n seisonale skaal sal altyd 'n waarskynlikheidsvoorspelling wees. Wat beteken dit? Dit beteken 'n kans vir. En ons moet onthou as daar enige tyd so 'n voorspelling is, dan beteken dit alhoewel die grootste kans is sê nou maar vir reën tydens La Nina, sê nou maar 80% kans dat dit eerder nat gaan wees, is daar nog steeds 'n 20% kans dat dit nie noodwendig 'n nat jaar gaan wees nie. En ons het dit ook al in die verlede gesien dat daar soms saam met La Niñas nie sulke nat jare geassosieer is nie en ook die teenoorgestelde met die El Niños waar ons soms nie sulke droë jare het al is dit 'n El Niño nie. So wat probeer ek sê? Ons is goed met van hierdie groot klimaatdrywers voorspel soos La Niña en El Niño, maar wat presies die uitwerking daarvan op ons weer en klimaat is, bly nog steeds 'n waarskynlikheidsvoorspelling en dit kan nog steeds soms anders as die gewone patroon wees wat ons sien saam met hierdie goed. Maar definitief, so daar's goed wat makliker is om te voorspel. Makliker as ek kan sê in aanhalingstekens, want dit bly kompleks. Maar dan is daar goed wat nog steeds moeiliker is. Soos byvoorbeeld wat nog altyd meer van 'n uitdaging bly is
hoe kleiner die skaal van die weerpatroon, hoe moeiliker is dit om te voorspel, hoe groter die skaal, hoe makliker. So La Niña, El Niño gebeur oor duisende kilometers in die stille oseaan. So ons kan, dit is 'n baie groot stelsel, 'n baie groot siklus wat ons kan waarneem. Maar 'n enkele donderstorm gebeur op 'n baie klein skaal. So dit is baie moeiliker om te voorspel waar 'n enkele donderstorm gaan ontwikkel en waar hy gaan reën. Ja. So ek sê altyd vir mense, as jy dink aan donderstorms of donderstormvoorspellings, moet jy dink aan 'n pot water wat kook op die stoof. Ja. Jy weet iewers te gaan hier nou borrels begin opkom, maar presies waar elke borrel gaan wees, dit is baie moeiliker om te sê. En dit is ook met donderstormvoorspellings. Ons weet waar is die area waar ons donderstorms verwag. Ons weet selfs waar is die area waar ons selfs meer donderstorms verwag, maar dan presies waar elke enkele storm opkom en uitreën, dit bly nog steeds 'n uitdaging en dit is omdat die skaal van daardie weerstelsel baie kleiner is. So die weermodelle sukkel nog 'n bietjie meer met daardie tipe weerelemente. Annekie, jy het seker geweet ag jy dit tog moet vra, is jy nou profeet of nie, maar hoe lyk die voorspellings vir die res van die jaar vir Suid-Afrika se weer? As ons eers kyk na die winterseisoen wat nou hier op ons wag, dan lyk dit ongelukkig meer na 'n droër of 'n ondernormale reënvalseisoen. Dit is wat die seisonale voorspellings wys wat ek nou laaste kon in die hande kry. Alhoewel ek moet bysê vir ons winterreënvalseisoen is die seisonale voorspellings 'n bietjie moeiliker om te maak. So hou net dit ook in gedagte, maar dit lyk tans asof dit meer 'n ondernormale reënvalseisoen gaan wees. Dan as ons kyk na die einde van die jaar, die somerseisoen wat voorlê, dis eintlik nog 'n bietjie vroeg om daarvoor 'n voorspelling te maak, maar die wêreldmodelle wat ons na kyk, die klimaatsmodelle van meeste van die groot groepe wat seisonale voorspellings maak, wys op die oomblik dat dit lyk soos of 'n swak La Niña aan die einde van die jaar of meer 'n neutrale seisoen wat gaan voorlê vir hierdie Desember, Januarie en Februarie. Maar daardie vraag moet jy my eintlik weer so September se kant vra, dan kan ek met meer sekerheid vir jou sê wat wys die modelle. Nee, daai is perfek. Dankie. Ek wil die mense nou ook nog steeds op hulle knieë hou, so wil al die geheime weggee nie. Annekie, baie dankie vir jou tyd en jou insig. Altyd lekker met jou te praat. Smiley face, jou tweede naam. Dit was regtig lekker geweest. Ag Corneil, baie dankie dat jy my genooi het. Dit was 'n groot vreugde om vandag hier saam met julle te kuier. Oudergewoonte, dankie ook aan die spesiale gaste, julle die kykers. Mooi loop en onthou asseblief om die nisboere te ondersteun. Dan baie dankie vir alles borge, wie se logos hier onder op die skerm verskyn. Dit is julle hulp en bystand wat maak dat ons hierdie programme kan aanbied ook vir ons klein nisboere om hulle verder te help. En onthou, stuur asseblief ook nog steeds al julle nisboere idees na die e-posadres wat hier onder die skerm verskyn. Ons kyk na elke liewe een van hulle. Tot volgende keer. Mooi loop. Hier sal jy boer. Dit is jou land. Dit is 'n plank. Wat jou hart dood maak. Hou net aan glo. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Saam boer ons vooruit.